Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend, die 26ste April. Onthou asseblief dat alhoewel ek op vakansie is, dat daar nog steeds eredienste is. 8:00 in Escort, 10:00 in Mooirivier en 5:00 die middag in Wenen. En dat mense baie moeite gedoen om hierdie dienste vir u voor te berei. So ek wil u asseblief aanmoedig om dit by te woon. Ons is besig met Johannes 19 vanaf vers 1. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir hom omgehang en na hom gegaan en aangehou sê: "Gegroet, koning van die Jode." En hulle het hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer uitgekom na buite en vir hulle gesê: "Kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Jesus het uitgekom na buite met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê toe vir hulle: "Kyk die mens." Toe die leierpriesters en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu: "Kruisig, kruisig." Pilatus het vir hulle gesê: "Vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom toe: "Ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword. Hy het die pretorium weer binne gegaan en vir Jesus gesê: "Vanwaar is u?" Jesus het hom egter nie geantwoord gegee nie. Pilatus sê toe vir hom: "Praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek volmag het om u vry te laat, maar ook volmag om u te laat kruisig nie?" Jesus het hom geantwoord: "U sou geen volmag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat my in die oorgelewer het, aan 'n groter sonde skuldig." Van die oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om hom vry te laat, maar die Jode het geskreeu: "As u hierdie man vrylaat, is hy nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus na buite gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipplaveisel genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 6de uur. Toe sê Pilatus vir die Jode: "Kyk, daar is julle koning." Hulle het egter geskreeu: "Weg, weg met hom, kruisig hom." Pilatus sê vir hulle: "Moet ek julle koning kruisig?" Die leierpriesters het geantwoord: "Ons het nie 'n koning nie, slegs die keiser." Toe lewer hy hom aan hulle uit om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggelei. Vriende, hier besef Pilatus, ja, die wêreldse regter, die Romeinse regter, dat Jesus onskuldig is. Maar nog steeds lewer hy hom uit. Die Jode raak mal en hulle skreeu: "Kruisig hom." En die mense wraaklus, die mense wreedheid word hier ontbloot op die voorbereidingsdag vir die Pasga. Die dag wat God se reddingsdade moes vier. En uiteindelik word dit die dag waarop ons die groot reddingsdag van God vier. Waarop die groot paaslam, die paaslam, geslag word. Amen. Here almagtige God,
Ja, hierdie gebeure laat ons verstom. Ons staan verstom oor die wreedheid van mense. Die wreedheid van die eie mense. En Here, ons weet eintlik nie wat om verder te sê nie. Net amen. Geliefdes, mag jy baie mooi, 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.